Mense is so selfgesentreerd, dis hoe die mens maar net is, hulle dink letterlik net aan hulle self. En ek kan nou vir jou 'n voorbeeld gee, want jy kan dalk nou daar sit en sê, ja, dit is waar, mense dink regtig net aan hulle self, maar jy is een van hulle. As ek 'n groepfoto nou moet vat, van jou en jou vriende, familie of kollegas, en ek wys die foto vir julle almal, vir wie gaan jy eers kyk? Natuurlik, vir jouself. Al lyk die ou langs jou, asof sy een oog toe is, gaan jy nog steeds vir hom seker sê, hoorie, jy's right, ons hoef hier daai foto te neem. Jy weet, 'n hele tyd terug sit ek in my kamer en ek probeer my Instagram profiel bietjie update. En soos ek scroll en ek sien my eie profile grid van wat op dit aangaan, sien ek net 'n klomp foto's van myself. En iets in my skok my toe ek dit sien en ek's gegrief deur hoe dit lyk dat ek so selfgesentreerd is. In my hart voel ek maar ek is nie, maar as ek na my Instagram kyk, dan lyk dit asof ek net oor myself praat en oor myself post. En ek laat weet onmiddellik 3 van my vriende dat hierdie is die ervaring wat ek het, kan hulle vir my terugvoering gee. En een van my vriende sê vir my, Picard, jy skryf die mooiste goed oor Jesus, maar jy sit jy foto van jouself op. En dit het my geskok. Ek het so gehuil deur dit, want ek kon nie glo wat ek hoor nie, maar dit was so goed vir my gewees. Ek het onmiddellik 'n klomp foto's van myself gaan delete en daai goed wat regtig nou goeie skrywe by gehad het ek gelos, wat alhoewel dit vir my moeilik was, want ek wou soos Jesus wees. Jesus het gesê, kom na my toe, leer by my, want ek is sag en nederig van hart. En Jesus se hartsnederig en hy sê ek en jy moet by hom kom leer hoe om nederig te kan wees. En ek wil vir jou vra, as ek vandag jou Instagram of Facebook moet oopmaak en ek maak net die foto's oop wat jy gepost het, sonder dat enige iemand lees wat daar sal by staan, en ek gee daai foon vir iemand wat jou nie ken en ek sê kyk na die foto's, sê vir my iets van hierdie persoon net deur na hulle foto's te kyk. Wat se tipe mense is hierdie? Wie aanbid hulle en wat is dit waarna hulle belangstel? Want as ek vandag dit moet doen en daai persoon antwoord iets wat jy nie graag sal wil hoor nie, dan sal ek sê is dit 'n goeie indikasie vir jou om na jou eie hart te kyk. Wie is jy? Wat bemark jy daar buitekant? Wie aanbid jy? Wat verkoop jy? Adverteer jy jouself of wil jy eintlik 'n kind van die Here wees en iets daar buitekant sit? Want ek het al gesien hoe meisies die mooiste versies quote, maar dan sit hulle 'n foto van hulle boude op. Dit het niks met die Bybel te doen, niks met Jesus te doen. Ek dink dat ons na ons eie harte moet kyk. Weet, ek het selfs op 'n tyd foto's van my opgesit en dan quote ek 'n versie op die fotootjie en dan dink ek dis nou oulik, ek het dit nou gesê. Maar ek adverteer eintlik net myself. En ek wil vandag na jou toe kom en vir jou vra, wie is jy? Wat adverteer jy vir die wêreld? Wat kan hulle van jou sê as hulle net na jou foto's kyk? Is dit wie jy werklik is? Of dink jy dat daar so iets in jou lewe moet verander, sodat wanneer die wêreld na jou profiel kyk, dit wat jy al buitekant sit, dat hulle 'n akkurate beskrywing kan hê van wie jy aanbid, wat jou hobbies is en wie jy as mens is. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat nou hier luister. En dan Vader, dat hulle na hulle harte sal kyk, net soos ek na myne moes kyk. En as daar iets is wat geskuif moet raak, waar enige vorm van trots of selfgesentreerdheid is, dat daar so 'n skuif sal plaasvind in hulle lewe, sodat hulle lewens sosiale media regtig sal reflekteer wie U is in hulle lewens. Dat dit nie 'n valse lewe is wat geadverteer word daar buitekant nie, maar dat iets is wat waar en reël en autentiek is. In Jesus naam bid ek dit, dankie dat U 'n werk in ons hart doen. U sê U wil die goeie werk in ons begin. U is die een wat dit klaarmaak. In Jesus naam bid ek dit vandag. Amen.